Goeiemôre, dit is Woensdag die 2de April 2025 en welkom by Woensdag Motivering met Dominee Wilko. Ons tema vanoggend, 'n nuwe dag, 'n nuwe woord. 'n Nuwe dag, 'n nuwe woord. Ek het in die afgelope paar weke terwyl ons lydenstyd gedenk en leef in afwagting op Paasnaweek oor woorde en die krag van woorde en die invloed van woorde op ons denke, emosies en toekoms gepraat. Een teks wat in die afgelope week tot my hart gespreek het, was Psalm 143 vers 8. Laat my in die môre van u troue liefde hoor, want op u vertrou ek. Wys my die pad wat ek moet loop, want na u is my verlange. Elke dag saam met God is nuut. In vers 7, die voorafgaande vers wat ek gelees het, roep Dawid na God om hom in sy emosionele worsteling te antwoord. Dit is absoluut genade. Teenstrydig met sekere leringe wat ons wil vertel hoe ons vir ons sondes en foute gaan lei, maak nie saak wat jy doen nie, hak God nie in die verlede vas nie. Die waarheid wat ons in die Bybel leer is egter dat God in sy soewereiniteit nie vashak in ons beperkings van tyd en spasie nie, maar kies om slegs te onthou van die liefde wat hy aan ons op die kruis en in die oorwinning oor die dood toe die graf leeg was en die ewigdurende regering van Jesus oor die heelal betoon. Soos 'n nuwe dag dis vir ons aanbreek, waar jy ook al in die wêreld bevind en die nuwe dag beleef, sy gedagtes oor jou bly dieselfde, ongeag my sondes, slegte gewoontes, dom en somtyds onnoosel keuses, my eie ongeloof en my eie hardkoppigheid om aan die ou mens en my vlees vas te klou nie. Klaagliedere 3 vers 22 tot 23. Dit is deur die troue liefde van die Here dat ons nie omgekom het nie. Ja, sy ontferming ken geen einde nie. Dit is elke oggend weer nuut. Groot is u getrouheid. Nee, God se genade duur voort. Sy liefde is eindeloos om ons te dra. Romeine 8 vers 35 tot 39. En terwyl ons na hom toe terughardloop, vergifnis vra en ons gedagtes vernuwe, kan ons voortgaan op ons reis deur hierdie lewe saam met hom. Dit sal soms vir ons, soos die verlore seun, 'n tydjie duur om by hierdie punt uit te kom, totdat ons net weer besef, ons kan nie sonder God, ons Vader, en sy liefde in ons lewe bestaan nie. Ons is leeg sonder Jesus in ons harte, en ons is rigtingloos sonder die Heilige Gees in ons gees. Die lewe is leeg sonder Jesus. Wat doen ons dus aan onsself en die wêreld om ons, aangesien God sy liefde en genade betoon? Gaan ons die dag met 'n nuwe woord binne, of hou ons aan om dieselfde ou, negatiewe, dooie, giftige woorde dag na dag, oggend na oggend te bly herhaal? Selfs wanneer ons die troon van genade, Hebreërs 4 vers 16, nader, waaroor praat ons na die tyd met ons huweliksmaat, ons kinders, ons familie, ons kollegas en ons vriende en kerkfamilie? Hou ons aan om dieselfde ou woorde wat met dood, Spreuke 18:21, gevul is te herhaal, die krag van lewe en dood. Dit lê in ons tong en die woorde wat ons praat. Dit hou aan om ons skip op die rotse te laat loop, 'n vuur aan die brand te steek, 'n gif te versprei, Jakobus 3, pleks van woorde wat so soet soos 'n heuningkoek is en sag op die oor, Spreuke 16 vers 24. Dit is jou motivering vir vandag. Toe Jesus sy laaste woorde op die kruis geopper het hy woorde van lewe gespreek. Daardie woorde wat hy gespreek het toe hy sy gees oorgegee het die lewensbaan, die mensgeskiedenis en die uitkoms van ons eindbestemming verander. Dit is volbring, Johannes 19:30. Van hier af vorentoe het 'n nuwe dag in die geskiedenis van die mens aangebreek. Toe die engel vir die vroue by die leeggraf vra, wie soek julle? En daarna sê, hy is nie hier nie, hy is opgewek, het 'n nuwe oggend aangebreek. Dit was 'n nuwe woord wat gespreek is, 'n nuwe verbond wat gevestig is, 'n nuwe toekoms wat verseker is en 'n nuwe lewe wat vir die mensdom geskep is. As ons as gelowige, weergebore Christene aanhou om woorde van verslaan, van negativiteit, van gebrokenheid, van sonde en dood te bly herhaal, vure wat vernietig aan die brand steek. Hoe is ons anders as die wêreld waarin ons leef?
Hoe kan ons sê ons is nuwe skepsels as ons tonge steeds gevul is met dieselfde ou, dooie, giftige woordeskat en semantiek as die ou wêreldse en vleeslike mens wat ons was? Laat ons daarom meer bewus wees van die woorde wat oor ons lippe rol en van ons tonge afvloei terwyl ons die nuwe dag ingaan. Laat ons eerder as om te kla, God prys en dank vir 'n nuwe dag. Eerder as om te praat oor ons behoeftes, ons siektes, ons moegheid, ons ouderdom en die spiere wat pyn en nie werk soos wat dit altyd gedoen het nie. Kla oor die mense of omstandighede waarmee ons gedurende die dag gekonfronteer gaan word. Die naam van Jesus bely en die oorwinning in ons lewens en die woorde te bid van Psalm 118 vers 24. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons juig en ons in hom verheug, terwyl ons afhanklikheid van hom bely en ons geloof in die feit dat met God is niks onmoontlik nie, selfs hierdie dag met sy uitdagings. Psalm 92 vers 2 en 3. Dit is goed om die Here te dank, om u naam te besing, Allerhoogste, om in die môre u troue liefde te verkondig en u trou in die nagte. Om op Jesus gefokus te bly is die enigste hulpmiddel in die lewe. Ons almal bly leer, groei en is op reis saam met Jesus. Maar kom ons begin om oor ons verhouding met Jesus aktief te dink en wat dit vir ons daagliks beteken en die rol wat ons woorde en tong in die uitkoms van elke nuwe dag speel. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir elke splinter nuwe dag. Vergewe my asseblief vir al die woorde wat so maklik uit my mond kom, wat nie tot u eer en tot my voordeel is nie. Help my asseblief, Heilige Gees, om bewus te wees van elke woord wat van my tong afrol, dat dit woorde van lewe sal wees vir myself, die mense vir wie ek liefhet en die mense met wie ek in hierdie dag mee te doen gaan kry. Help my asseblief vandag, want ons kan dit nie in ons eie krag doen en op Jesus gefokus bly nie. Ons bid dit alles in die naam van Jesus. Amen. Geniet die dag en lewe vandag bewustelik van elke woord wat jy spreek, dat dit woorde van lewe sal wees en nie woorde van dood nie, terwyl ons aanhou om op Jesus te bly fokus. Dit is Woensdag motivering met Dominee. Mag hierdie dag, leef vandag doelgerig, gefokus op Jesus en doen alles soos vir hom. En totdat ons volgende week weer gesels, God se rykste seën.